Goeiemôre. Welkom by vanoggend se erediens. Natuurlik sou ons eerder by mekaar wou gewees het, maar ons maak die beste met wat ons het. Ek en Hannes gaan die volgende 2 Sondae by ons huise opneem. En daarmee sê ons ook iets van dat ons identifiseer met die reël, bly by die huis en red lewens. Ek wil vra dat ons dan vanoggend inrig soos 'n erediens. Miskien kan jy vooraf net rustig wees, sien in jou gedagtes, waar gaan sit jy op jou plek in die kerk, sien wie kom almal in, en ervaar op die manier ook ons gemeenskap van gelowiges. Kom ons raak stil. Here, by U kom skuil ek, laat my tog nooit teleurgesteld staan nie. Bevry my, want U is getrou, Here. Luister na my, red my tog gou. Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, 'n bergvesting om my te red. Ja, U is my rots, U is my bergvesting. Terwille van U naam sal U my voorgaan, sal U my lei. Daarom vra ek, Here, kom bevry ons uit hierdie krisis uit, want ons weet U is vir ons 'n toevlug. Ja, Here, in U hande gee ek my lewe oor, want, Here, troue God, U het my vrygemaak. Amen. Kinders van God, die Here groet ons in sy woord, Openbaring, as hy vir jou kom sê, genade en vrede vir jou, van die God wat nou hier is. Die God wat nog altyd daar was, en ook altyd daar sal wees. Genade en vrede vir jou van die Heilige Gees voor sy troon. En genade en vrede vir jou van die Here Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste een wat opgestaan het uit die dode, die heerser oor die konings van hierdie aarde. Kom ons loof die Here deur saam te sing lied 454, eer aan die Vader. Ons eer U, ons loof U, ons aanbid U. Ons is U gemeente hier te saam. Hoor ons as ons sing, U ons loflied bring. Ons U vrygekooptes prys U naam. Netjies vir die kinders. Julle weet mos, as 'n mens 'n kite vlieg, dan is dit baie belangrik dat 'n mens daai tou van die kite moet vasklou. Sodra mens die tou los, dan flap die kite so, dan gaan val hy deur aan die ander kant. Vir 'n kite om lekker te kan vlieg, moet hy geanker wees. Die tou moet vasgehou bly. Nou miskien nou in lockdown tyd is dalk 'n goeie tyd dat julle saam met pappa en mamma dalk 'n kite bou, dat sodra julle weer kan uitgaan, kan julle hom gaan vlieg. Maar ook kan julle dalk nou reeds al 'n reepie papier vat en dit voor 'n waier hou, en dan sal julle sien, solank as wat jy hom vashou, gaan die papiertjie flap, en sodra jy hom los, dan flap hy en dan val hy daar anker. Want 'n kite en 'n stukkie papier wat jy voor 'n waier hou, moet geanker wees om te kan vlieg, om te kan fladder. Dit is belangrik vir 'n kite om vasgehou te word. Vir ons as mense, as ons nie heeltyd wil bang wees nie, is dit belangrik
om ook deur Christus vasgehou te word. Hemelse Vader, deur die Seun het ons nou vrye toegang tot U, en daarom kom ons met vrymoedigheid in sy naam, en kom tree ons in. Vir hulle wat vertroue in die woord verloor het, en nie meer glo dat U in beheer is van die skepping nie. Vir hulle wat U heerlikheid nie meer kan sien nie, as gevolg van hulle eie hardkoppigheid. Vir hulle wie se lewe donker is weens siekte, omdat hulle ander moet versorg wat siek is, of omdat hulle deur mense verlaat is. Vir die wat honger is, Here, die wat lyding ervaar, wat vervolg word of verlaat is, en ook vir die wat honger en nood wil verlig. Dankie vir hulle, Here. Vir die kerk, Here, ons bid dat sy 'n duidelike teken sal wees van hoop dat U koninkryk aan die kom is. Here, ons bid ook vir hulle wat oor ons aangestel is en wat verantwoordelik is om nou baie belangrike besluite te neem. Ons bid vir hulle, Here, en vra vir wysheid, vir kennis en insig, en dat hulle die beste besluite sal neem. Ons vra, Here, wees ons genadig, ons Vader wat in die hemel is. Amen. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Met my voorbereiding oor hierdie gedeelte het ek vir myself die vraag afgevra, hoe lyk hierdie nuwe lewe en lewende hoop wat 1 Petrus van praat? Ja, ek weet, die sigbare tekens van 'n nuwe lewe, nuwe hoop, is die vrug van die Gees, is die uiterlike, is liefde, vreugde, vrede, dit wat Galasiërs 5 vers 25 van praat, ja. Maar ek het tog 'n gevoel dat hierdie nuwe lewe en 'n lewende hoop iets diepers is wat binne ons moet lê. Ek kyk na Universitas-Wes, gebruik ons 2 beelde om hierdie dieper groei mee te illustreer. Die een is die ysberg, wat ons sê die klein deeltjies steek bo uit, maar die grootste, die dieper gedeelte, wat die boonste bepaal, lê onder die water. En dan ook die beeld van 'n boom. As ons vir mekaar sê 'n boom het wortels wat onder die grond is, en dan die sigbare gedeelte bo, en dan natuurlik ook die vrugte wat dan aan hierdie boom gedra word. En dan sê ons vir mekaar dat die wortels, die ondergrond, die dieper gedeelte, is die gedeelte wat ons die hardste aan moet werk. En dan sê hierdie gedeelte vir ons dat die nuwe lewe, die lewende hoop, is hierdie ankers, is hierdie wortels wat God vir ons gee. En die opstanding van Christus maak dan ook nuwe wortelgroei vir ons moontlik. Psalm 1 gebruik 2 beelde wat vir my baie sterk hierby aansluit. Is 2 beelde, die een is 'n beeld van 'n boom wat by waterstrome geplant is. Hierdie boom se wortels kan diep afsak, waar hy goeie kos kan kry, om die wortels sterk te hê. En dan ook die belangrike ding hierso, as ons terugdink aan die kite wat geanker moet wees, die belangrike ding van wortels is dat hulle die boom anker. So, wanneer die storms van die lewe kom, en dit kom, ons sien dit mos nou met corona, ons sien dit in ons gesondheid, ons sien dit in ons finansies baie keer, ons sien, daai storms kom in die lewe. Wanneer daai storms kom, dan kan die boom waai, die takke kan afbreek, sy vrugte kan afwaai, maar daai boom wat geanker is langs die waterstroom, hy kan nie wegwaai nie, hy is geanker. Ons kan seer kry, ja, maar ons kan nie wegwaai nie. En teendeel daarvan, die tweede beeld wat hy dan in Psalm 1 gebruik, is die een van kaf. Nou, ek het nou, omdat ek geweet het, die kinders weet nie wat kaf is nie, het ek die beeld van 'n kite gebruik. Nou kinders, as die kite se tou breek, dan sy weg, dan kan hy nie meer met hom vlieg nie. Nou kaf is ook sulke klein goedjies, en as die wind waai, dan waai dit die hele plek vol, geen anker nie. So, wat Psalm 1 vir ons kom sê, en ek glo dit sluit aan by 1 Petrus 1, is dat ons in God geanker kan wees. Hierdie nuwe lewe in Christus, hierdie lewende hoop,
is net moontlik wanneer jy diep geanker is in God, nuwe wortels, sterk wortels, gesonde wortels, wat dan kan vrugte dra. Ek weet nie waar jy op hierdie stadium in jou verhouding met die lewende God staan nie, maar wat ek wel weet, is dat God, wat jou hart ken, wat jou omstandighede ken, jou huidige krisisse ken, dat hy vandag vir jou kom uitnooi, en in Matteus 11 vers 28 en 29 vir jou kom sê, kom na my toe, jy wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Neem my juk op jou en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en jy sal rus kry vir jou gemoed. My juk is sag, want dit is 'n juk van liefde, en my las is lig, want dit is 'n las van oorvloedige genade. Die Here kom vra nie van jou 'n klomp reëls en wette, om net nog 'n klomp laste op jou te kom laai nie. Hy kom nooi jou uit om in 'n lewende verhouding met die lewende God te kom staan. Of soos Petrus dit sê, 'n nuwe lewe met 'n lewende hoop. Kom ons bid saam. Here, U wat die verlamde man genees het en toe vir hom gesê het, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Dit moes sekerlik vir hom onmoontlik gelyk het, maar Here, U het geweet dat U hom daartoe in staat sou stel. Here, in hierdie tyd voel ek verlam van vrees en onsekerheid oor dit wat vir ons voorlê. Ons probleme lyk vir my so onoorkomlik, onhanteerbaar. En daarom kom pleit ek, Here, bemagtig my met die krag, sodat ek kan opstaan en dit kan doen wat gedoen moet word. Ons pleit dit in Jesus se naam. Hannes en ek wil weer van die geleentheid gebruik maak om vir jou uit te nooi. As jy met ons wil gesels, ons kan vir jou help met berading, traumaverligting, mentorskap, wat jy ook al nodig het. Kontak ons asseblief. Ons besonderhede is op ons webtuiste, sowel as op Facebook, en ek gaan dit hierna weer vir julle deurgee. Kontak ons sal graag saam met jou op pad wil loop. Op hierdie stadium met die erediens gee ons gewoonlik tyd of geleentheid vir 'n dankoffer, en dit is 'n bietjie moeilik so oor die lig, maar dit is dalk 'n goeie idee as jy vir jou ook so 'n kuilvruitbottel kry, en dan hierdie tyd wat ons dan kollekte opneem gewoonlik, dan kan die kinders om dalk in die rond te vat, elkeen kan ingooi, en dan wanneer die lockdown verby is, dan kan jy dit maar net jou bottel inbring kerk toe. Skyn U lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien U is die lig. Mag U lig hier deur ons skyn, vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor U naam. Mag U lof hier deur ons klink. Balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte sang vir die mense met onseer, tot die hele wêreld kan sien dat U genees. Mag die troos weer deur ons bied.
mag die Vader vir jou seën en beskerm. Mag die Here Jesus Christus deur sy liefde en genade in jou leef. En mag die Heilige Gees jou inspireer tot diens aan God, aan mekaar en aan 'n stikkende wêreld daar buite. Mooi dag vir jou in God se liefdevolle teenwoordigheid.